Ons is bly daaroor. Want my ons paar dae was baie genees Moses. Dit is altyd lekker vir my as dit neem. Dis die Here se genade wat neerkom. Maar vanoggend is ons weer dankbaar om in die huis van die Here te wees. Die jaar is besig om klaar te maak. Ek dink wat minder as 2 weke sit ons in 2026. Maar as weer as geloof in die Here. Dis net weer sy guns en sy genade wat ons in die nuwe seisoen kan ingaan. Maar kom ons sal vanoggend met iets in die Here opdra en ons gaan lekker saam sit. Hemelse Vader, Here, ons kom vanoggend. Ons bring U alle lof en alle eer vanoggend. Here, ons wil kom vanoggend U naam groot maak. Here, ons wil kom U naam loof, prys, Here, vir wie U is en vir wat U doen vir ons, Here. Here, ons sê dankie vir die lieflike weer en al lekker weer wat U ons stuur. Vader, ons kan net met dankbaarheid sit voor U. Wanneer ons terugkyk en sien wat U alles al gedoen het. Here, vanoggend kom ons gee die diens aan U, o Here. Ons gee U alle lof en alle eer, Here. Ons gee U die toestemming om vanoggend te maak, Here. Dit wat U wil maak, Here. Here, nie ons program, Here, maar U program eintlik. Amen. Ons sal volgende lekker saam sing. He is worthy to be praised, He lifted me. He is worthy to be praised, He set me free. He is worthy to be praised, He opened heaven unto me. He is worthy.
ons net dankie sê, Here, maar vanoggend vra ek Here dat U my sal gebruik, Here, net as die instrument, Here. Here, maar dankie vir die woord, Here, wat vanoggend uitgaan. Here, vir elkeen wat dit hoor, Here, en elkeen se hart waar dit saad skiet, Here. Here, ons weet dat U is die naprediker en U laat daardie woord groei in elke hart en in elke lewe, en ons sê dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Dat die Bybel hier so het vanoggend, maak ook daar so op die Nuwe Testament, die boek van Johannes. Ons gaan lees daar so in Johannes 1, die heel eerste hoofstuk in Johannes. Daar vanaf vers 44. Vanaf vers 44 gesê. En die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek. En hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. En Filippus het van Betsaida na die stad van Andreas en Petrus uitstap. Van Andreas en Petrus. Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind, van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het. Jesus, die seun van Josef van Nazareth. En Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nazareth iets goeds wees? Filippus antwoord hom, kom kyk. Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê vir hom, hier is waarlik 'n Israeliet in wie nog geen bedrog is nie. Nathanael sê vir hom, waarvandaan ken U my? Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vrye boom was, het ek jou gesien. Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, U is die seun van God. U is die koning van Israel. Ons gaan hierdie laaste stukkie van die jaar. Ons kom baie keer op 'n plek en ons begin onsself vra in hierdie tyd van die jaar. Dit is eintlik hierdie tyd van die jaar waar ons nou begin introspeksie doen. Ons dink terug aan al ons nuwejaarsvoorneme wat ons begin van die jaar gemaak het en ons actually niks wat gedoen het. Ons het niks nagekom en ons begin alweer aan 'n nuwe lys wat ons Januarie alweer gaan skryf. Sien, ons begin onsself afvra van, hoe het jy gekom hier? Hoe het ek dit actually gemaak tot op hierdie punt toe? Hoekom moes ek deur al hierdie dinge gegaan het hierdie jaar? Hoekom moes ek swaar gekry het hierdie jaar? Hoekom moes ek siekte beleef het hierdie jaar? En jy begin jouself die vraag in jou kop aan die agterkant vra, is daar actually nog hoop oor vir hierdie jaar? Ons sit aan die einde. Die jaar is daar, is by. Hoekom sal daar nog hoop wees vir die res van hierdie jaar? En dan begin jy soos Nathanael raak. Jy begin die vraag vra, kan daar actually uit hierdie jaar nog eintlik iets goeds oorkom? Is daar nog iets goed wat kan gebeur hierdie jaar? Sien, jare terug, eeuwe terug, het Nathanael hierdie selfde vraag gevra. Hy het gevra, kan daar iets goed uit Nazareth uitkom? Dit is 'n vraag wat gevra word uit menslike emosies uit en uit seer uit en uit verwyte uit en alles wat opgekrop het in hom, het na vore toe gekom en hy het gestaan vra, hoe kan daar iets goed uit Nazareth uitkom? Dit is 'n vraag wat kom uit jouself uit, dit is 'n vraag wat kom uit omstandighede uit en baie keer uit seer uit. Hoekom so Nathanael so vraag gestaan en vra het, dat hoekom moet daar iets goed uit 'n plek uit soos Nazareth? En hoekom juist Nazareth? As jy gaan kyk na Nazareth se geskiedenis en jy verstaan die plek hier, dan gaan jy actually verstaan hoekom Nathanael so vraag gaan staan en vra het. Sien, Nazareth was nie 'n belangrike
was nie 'n sentrum van geloof gewees nie, was nie 'n ekonomiese sentrum waar baie handel gedryf was nie. Nazareth het geen status gehad. Geen naam. Niemand wou eers eintlik Nazareth ken. Dit was gesien as 'n agterkantse dorp. Mense daar bly was, het laagklas gewees. Hulle wou nie eens van daai mense weet. Nazareth is gesien as jy in Nazareth gebly het, was jy arm, jy was onbelangrik gewees en jy was onopgevoed gewees. En almal het geweet van die dorp Nazareth. Snaaks genoeg hier kom Jesus uit Nazareth. Hy het groot geword daar. En het dan nog gaan vra, hoe kan daar ooit iets goed uit 'n dorpie soos Nazareth? Uit 'n dorpie waar agterkantse mense bly, wat arm en onopgevoed is. En niemand wil eens hulle raak sien. Nazareth was 'n plek wat niemand wou kies. En niemand wou die dorp raak sien. Nog minder die mense daar binne. Sien maar, Nathanael kom en vra hierdie ding, hoe kan alles goed uitkom? Hoe kan God iets noemenswaardig bring uit 'n dorpie soos Nazareth? En baie keer kom ons op daar dieselfde plek en ons begin presies dieselfde vraag vra as Nathanael gevra. Hoe kan God nog iets goed uitbring uit 'n situasie wat sleg is? Hoe kan God 'n situasie wat moedeloos is, 'n situasie wat ons dink, ons mense dink, nooit sal kan verander nie, vat en hy verander? En hoe kan God hierdie seisoen waar ons nou is, omdraai? Hoe kan hy 'n finansiële seisoen verander, of 'n seisoen van pyn verander? En die Bybel kom sê, maar God kan dit doen. Hy kan doen wat hy wil. Sien, God het 'n patroon waarop hy werk. Hy het 'n spesifieke manier. Hy kom en hy begin waar mense ophou. Doen nie wanneer ons ophou om 'n ding te doen, of ophou om beheer te wil vat van 'n situasie, dan begin God werk. Dan weet jy nou kan ons dit nie doen. Nou moet hy dit doen. 1 Korintiërs 1 vers 27-28 kom Paulus en hy skryf, hy sê, maar wat dwaas is vir die wêreld, het God uitverkies om die wyse te bestaan. En wat swak is vir die wêreld, het God uitverkies om die wat sterk is te bestaan. En dit wat onedel is vir die wêreld, en wat verag is, het God uitgekies. En wat niks is nie, omdat iets is tot iets maak. God het die minste gekies. God kies mense wat laag is, as ek so moet sê. Dat die minste in die wêreld is, om iets te word. God gaan haal die mense uit die gate uit, en uit die put uit, om van hulle konings en priesters te maak. So die wêreld kies goed soos sterkte. Die wêreld kies goed soos status. As jy geld het, is jy iets. As jy 'n naam het, is jy iets. As jy 'n goeie familie uitkom, of uit 'n goeie agtergrond uitkom, is jy iets in die wêreld. Hulle kies rykdom en invloed en perfekte agtergrond. As jy uit 'n arm familie uitkom, daar aan die ander kant van die spoorweg, is jy niks in die wêreld. Maar God kom en hy kies anders. God kies Nazareth. God kies die put. Hy kies die tronke. Hy kies die stikkendes. God kies hulle wat niemand wil raak sien, om 'n verandering te bring. En hoe was al dit doen God dit is? Hy doen dit vir 'n spesifieke rede. God doen dit sodat die mens nie kan eerkry vir enigiets. Amen. Die oomblik wat
bereik het, maar jy het die perfecte agtergrond gekom. Jy het al die hulpbronne in die wêreld gehad. Kan die mens hier vir dinge. Maar wanneer dit kom, jy kom uit 'n Nasaret uit. Jy kom uit 'n agterkantse ou dorpie uit. Of uit omstandighede uit wat niemand kan raak sien nie. En God draai dit om. En jy word raak gesien. Die wêreld is konings en priesters. Kry God die eer daarvoor. Maar die mens kan dit nie reg kry. Sien, Jesus kom uit Nasaret. Hy is gebore in Bethlehem, maar hy het groot geword in Nasaret. Hy kom uit die plek van die minstes, 'n plek van veragtes. Hy kom uit 'n plek uit waar mense misgekyk is. Jesus was baie keer misgekyk. Hy was baie keer verag. Hy verstaan hoe voel dit om in 'n plek te wees van minagting. Hy verstaan hoe voel dit om in 'n plek te wees wanneer mense jou begin afskryf. En toe jy in die wêreld was, het jy baie vriende gehad. Almal het jou geken. En toe jy by die Here se voete begin sit, toe niemand jou ken nie. Jy is nie dieselfde nie. Jesus voel dit, hy weet hoe voel dit wanneer mense jou nie wil raak sien, mense jou nie wil ken nie. Hy weet hoe voel dit wanneer mense dink, daar kan niks goed uit hierdie situasie kom. Mense moet dink, jou eie verbeelding moet gebruik van hoe moes Jesus gevoel het toe hy groot geword het, as 'n jong seun. En een keer die jare, vat hulle pelgrimstog Jerusalem toe vir die Paasmaal. En hy kom uit jou agterkantse dorpie uit. Uit 'n arm dorpie. So hy kon seker nie die beste klere gehad nie, was nie die mooiste klere nie. En dan het hulle na 'n groot plek gaan soos Jerusalem. En die mense het status en die mense het geld. Het hard gaan die kind se kop daar die oomblik. Hy was op daar die oomblik ook maar net mens. Hy is God, maar hy was nog steeds net mens. Hy kon alles voel. Alles ervaar wat ons moes ervaar. Sien, die evangelie begin by 'n krib. Maar hy het gegroei in Nasaret. Die evangelie het groter begin word in 'n plek wat niemand wou raak sien. En dit is wonderlik om te dink dat ons redder kom uit 'n plek uit waar die minste mense sou kies. Hy kom uit 'n plek uit wat niemand actually wou kies nie. Sien, en Nathanael is soos baie van die wêreldse mense vandag. Sy fokus was heeltemal verkeerd geweest. Nathanael het gekyk na status. Hy het gekyk na Nathanael het gekyk na plekke en omstandighede. Nathanael het nie iets verwag uit Nasaret uit. Hy het nie gesien wie Jesus regtig is, omdat hy die plek gesien het en nie Jesus gesien het. En ons doen presies dieselfde. Ons sien baie keer 'n probleem, maar ons kan nie die oplossing van die probleem sien. Die wêreld sien seisoene, maar die wêreld sien nie die skepper van die seisoene nie. Die wêreld sien Nasaret. Dit sien nie vir Jesus. En die probleem is nie die uitdagings wat ons elke dag het. Die probleem is nie omstandighede. Die probleem is ons sig. Hoe ons dinge raak sien. Nathanael het getwyfel. Hy was een van die groot twyfelaars geweest. Want hy het getwyfel, iets goed kan uit 'n slegte plek uitkom. En Filippus was anders oortuig. Omdat Filippus reeds vir Jesus raak gesien het. En Filippus kom en hy gee vir Nathanael 'n uitnodiging. Hy sê vir Nathanael, kom kyk. Moenie
worry oor wie daar uitgekom het. Moenie bekommerd wees oor die plek. Jy sê, kom kyk. Ander hy het vir Nathanael gesê, moenie gaan oordeel oor dit wat jy sien. Moenie bekommerd wees oor wat jou mense te sig raak sien. En hy sê dit, dit is dieselfde, hy sê vir jou, kyk, moenie bekommerd wees oor wat jy hier voor jou sien. En wat amper sê, moenie jou storie nou al afsluit. Moenie daai boek nou al toemaak. God het ook nie klaar geskryf van storie. Dan mag dalk 'n groot hoofstuk wees. As jy storie probeer lees, jy begin nie so lekker lees. En die hoofstuk sluit af op 'n hoogtepunt en dan 'n groot hoofstuk aan die einde kant van die bladsy. Dan moet jy omblaai dat jy by die hoofstuk kan kom. En waarom vir sê, moenie hierdie jaar afskryf. Die jaar is nog nie klaar. Hy het nog nie opgehou werk in hierdie jaar. So Jesus is al klaar besig met volgende jaar. Maar hy is nog nie klaar met hierdie jaar. Hy kan multitask. Ons kan nie altyd doen. Hy kan moeilik op te multitask. Weet jy, as jy kyk van waar ons sit in hierdie jaar, Jesus vir wil sê, kom kyk. Kom kyk wat kan ek hierdie jaar nog doen. Kom kyk wat se dinge kan ek nog verander hierdie jaar. Nathanael se perspektief het verander die oomblik toe hy Jesus begin raak sien. Die oomblik toe hy vir Jesus ontmoet, toe verander die manier waarop hy sien. Hy het nie iets spesiaal verwag, sal kom uit ooit 'n plek soos Nasaret. En Jesus kom oor sy pad en Jesus verras vir Nathanael. Hy sê dan Johannes 1, daarop sien Jesus vir Nathanael. En Nathanael vra sê, Jesus sê, hier is waarlik 'n Israeliet, aan wie daar geen bedrog is. En Nathanael sê vir hom, van waar vandaan ken jy my? Hoe ken jy vir my, wat jy my nog nooit ontmoet? En Jesus sê, kosbare ding aan, en hy sê vir hom, ek het jou raak gesien, toe jy onder die vyeboom gesit. Ek het jou raak gesien. Was nie, dat alles begin maan skyn en rose en beskryf daar. Maar Nathanael het verander. En elkeen van ons sit met 'n plek. Ons almal sit met 'n Nasaret van onsself. Ons almal het 'n plek van seer. Ons almal het 'n plek van teleurstelling. Waar mense my nie verstaan nie. Ons almal het 'n plek waar ons voel baie keer soos 'n mislukking. En dat dinge nie wil uitwerk soos ek dit graag wil hê. Omdat 'n plek waar jy kyk en voel dat niemand sien jou raak. Waar jy kyk en voel dat God hoor nie as ek bid nie. Ek is op my knieë vir hierdie saak en die Here hoor dit. Ons is op 'n plek waar jy voel dat jy is weggegooi en afgeskryf. Sien, maar God se grootste stories begin in die donkerste plekke. God se grootste wonderwerk begin wanneer ons nie meer kan. Langs Jesus aan die kruis het 2 mans gehang. Al 2 mans het foute gemaak. Al 2 mans was skuldig gewees. Al 2 se lewens was verwoes gewees. Al 2 van hulle was op plek waar nie een van hulle het meer hoop gehad nie. En tog net een was in die hemel gewees aan Jesus. Net een is aan hom in die hemel gegaan. Hoekom? Omdat hy Jesus raak gesien. Omdat hy kon iets raak sien wat die ander nie kon sien. Hy het nie gegaan hemel toe saam met Jesus omdat hy beter was as die ander. Hy het nie minder sonde gehad as die ander persoon. Hy het nie gegaan
omdat hy dit verdien het. Hy sy plek in die hemel gekry, omdat hy Jesus wil sien. Josef aan die ander kant, sy lewe was soos 'n meesterklas gewees. As jy Josef sy lewe verstaan, was hy soos 'n universiteitsgraad te kry. Josef was gehaat deur sy broers. Sy pa het hom nie verstaan nie. Hy was verkoop. Hy was vals beskuldig. En toe in 'n tronk gegooi. En hy was heeltemal van vergeet. Josef het Potifar gesê, moet my nie vergeet. Moet asseblief net nie van my vergeet. Almal vergeet, tot Potifar van my vergeet. Totdat hulle nie moeilikheid was. Ewe seer toe kon hulle vir Josef. En oor in Genesis 39 lees jy, waar Josef sê, maar die Here was met Josef. Oor elke keer wanneer iets gebeur het, dan lees jy, maar die Here was met Josef. Toe hy in die put was, was die Here met hom gewees. Toe hy in die tronk was, is die Here met Moses gewees. Toe hy verag was en weggegooi was, en vergeet was, is die Here saam met hom gewees. Die Here was nie net saam met hom, toe hy op die troon was. Baie mense vergeet, dat die Here is saam met ons in die donker tyd. Ons dink die Here sê daar, wanneer dit goed gaan met ons. En wanneer dit sleg gaan met ons, dan dink ons almal vergeet van ons, hoe die Here vergeet van ons. Maar die Here is daar wanneer dit donker is. Wanneer jy die minste voel. En Josef kon verklaar het, hy het al gesê, in Genesis 50, hy sê, Here het kwaad teen my beplan, maar God het dit ten goeie bestem. Amen. Alles wat sleg was, het vir hom ten goeie gewerk. Romeine kom skryf Paulus presies dieselfde in Romeine 8. Hy sê, God kan alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. God kan enige ding verander. En alles in die lewe is nie altyd goed. Alles in die lewe is nie altyd maanskyn en roos. Alhoewel ons verwag dit moet maanskyn en roos wees. Alles kom nie altyd van God af. En ons is die meeste snaakse ding. Hoor wanneer iets sleg gaan met my, ons wil sê, of die duivel se skuld, of ons sê, die Here het dit gebring in my lewe. Gebeur nie altyd so. By die wêreldse omstandighede, wat het oor my pad gebring het. Alles werk nie altyd uit, soos wat ons dit wil hê. As ek my sin gekry het, so dit al baie anders gewees het. Maar dit is nie altyd die Here se plan. Ons vergeet dat die Here sal loos sê, my al loos werk nie op die stilspoed. Amen. My al loos het baie sal uitgerust. Sien maar, God vat dit ding en hy transformeer dit heeltemal. Hy verander as na skoonheid. God verander trane na lof. Ons is die skrif in Sefania wat sê, die Here jubel en hy juig oor jou. Maak nie saak, of jy in die put sit nie, hy jubel en juig nog steeds oor jou. Hy vat verlies en hy verander dit na goed. Hy vat swakheid en hy verander dit na getuienis. Hy vat jou Nasaret en hy verander dit na 'n plek van 'n wonderwerk. 'n Plek van hoop. As hy lied wat ons net nou gesing het wat sê, turn your eyes upon Jesus. Amen. And look full in his wonderful face. And then the things of the earth will go strange to them. Amen. In the light of his
Oomblik wat jou uitkyk nie op die wêreldse dinge is nie. Sien Jesus raak jou. Amen. Dat vergeet jy van al die ander dinge. En jy kan dit nie meer raak sien. Jy sien God se heerlikheid en jy sien sy liefde. Sien jy? Hier so op die einde van die jaar. Maar amper sê dat ons moet meer begin kyk na Jesus. Amen. As na waar ons gaan. Meer kyk na Jesus as die boodskap wat op die voordeur kom, as probeer kom, in plaas van dat sê, wees versigtig, moenie na ons gaan. Dis een ding op 'n ander ding. Pas op, die mense is skerp. Die mense wil dat die wêreld so boos klink, so aaklig klink. En ja, die wêreld is boos, maar dit is nie so aaklig soos wat almal dit uitmaak nie. En wanneer jy Jesus raak sien, sien jy ook die mooi in die wêreld raak. Amen. Die tyd van die jaar, in plaas daarvan dat ons kyk na die moeilike tye, moet ons eerder begin raak sien alles wat God gedoen het hierdie jaar. Amen. Die groot dinge wat hy gedoen het, die klein dingetjies wat hy gedoen het. En laat ons toe dat hy ons perspektief begin verander. Ons uitkyk begin verander op die lewe. Hy sê nou. En wanneer dit begin moeilik raak, ons begin daai lied onthou. Dan begin ons self weer sing, in my eyes upon Jesus. I look full in his wonderful face. Sien, hierdie jaar is nie jou volle storie. Alles wat gebeur het hierdie jaar, dit bepaal nie wie jy is. Dit bepaal nie jou hele storie. Aan die pyn van hierdie jaar, die hartseer van hierdie jaar, die swaar kry. Dis nie die uitbestemming. Daar is nog nie 'n punt geskryf in die agterkant. Die hoofstuk mag dalk klaar wees. Maar die storie is nie klaar. Sien, die Nasaret wat jy het in jou lewe, is nie wie jy is. Nasaret bepaal jou nie. Dit kan nie jou storie skryf vir jou. Sien, wanneer jy Jesus begin raak sien, in plaas van alles rondom jou, dan verander dan die Nasaret van jou, 'n plek van hoop. 'n plek van wonderwerk. En as God uit Nasaret uit 'n verlosser kan doen, as God uit 'n plek soos Nasaret kan gaan en hy kan Jesus wat God word as iemand wat bereid was om vir ons te sterf, dan kan hy enigiets doen. Hy kan enige omstandighede. Hy het uit die kruis uit het hy oorwinning gebring. Die kruis is 'n symbool van dood was, het hy lewe gebring. Hy het iemand soos Josef, wat in gevangenis gegooi was, het hy storie omgedraai en hy van hom die heerser gemaak, koning gemaak. So hoe kan hy nie van ons op konings en priesters maak? Amen. Hoe kan hy nie op ons omstandighede omdraai nie? Ons Nasaret verander nie. Maar hoe moet hy staan maak? God kan uit hierdie jaar, uit die ou bietjie wat oor is in hierdie jaar, kan hy nog iets goeds bring. Amen. Hy kan nog 'n wonderwerk bring. Hy kan omstandighede nog omdraai. Al lyk dit onmoontlik. As ek totaal moet afstel, as ek so na my kalender kyk, aan my eie dan dink ek, ag Here, raak al minder, daar raak minder, daar raak minder. 2026 is hier om die draai. En nog niks van die dinge het gebeur wat ek wou gehad het. Amen. Soos ek dit wou hê. Maar as ek kyk na wat die Here gedoen het, en dan staan jy verbaas,
het so baie gedoen. Dit was nog nie soos ek dit wou hê nie. Dit het nie geloop soos wat my beplanning was nie. Amen. Maar dit was volgens die Here se beplanning. Elke ding op sy regte tyd gewees. Die regte plek gewees. God kan nog die laaste week in haar vat en heeltemal omdraai. Hy kan nog 'n familie terugbring. Amen. Hy kan nog finansies omdraai. Hy kan nog uit nageslagtyd doortrek en dit volgende werk. En jy vanoggend sit en voel, jy sit op 'n plek van nageslag. En jy weet nie of nog bejaar. Iets goed uit nageslag uit vir jou kan kom. Dit was nie my beplanning gewees vanoggend. Maar ek voel so dat die Here wil vanoggend iets spesiaals doen. Hy wil vanoggend jou nageslag uit nou wil verander na 'n plek van God. Vanoggend wil ek jou die geleentheid gee. As jy voel dat jy nodig dat die Here vanoggend by jou stil staan. As jy voel jy nodig dat die Here vanoggend jou nageslag spesiaal aanraak. Wil jy nie by my kom staan? Ons vanoggend. Die Here